Goeienaand gemeente en welkom by vanaand se aandedediens en ons vier vandag Pinkster. Watter wonderlike geleentheid in ons kerklike tradisie. Terwyl jy nou net so rustig raak, kom ons bid saam en ontvang die seën van die Here. Onse Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons hierdie oomblik kan rustig raak. Dankie dat ons nou ons aandag kan vestig op U. Here, maak dit rustig in ons harte vir hierdie paar minute wat voorlê. Help ons om te vergeet van dit wat daar buite aan die gang is. Help ons om op U te kan fokus. Dankie dat U vir ons lief is en dankie dat U vir ons sorg. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Amen. Gemeente, ek het die afgelope tyd baie nagedink oor die hele begrip van dankbaarheid. Ek het onlangs daaroor gepreek ook. Maar ek vind myself elke dag net om te dink oor dankbaarheid. Ek vra myself elke dag die vraag, is ek dankbaar vir dit wat die Here vir my gedoen het? Is ek dankbaar om elke dag op te staan? Lewe ek 'n dankbare lewe? En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik dink aan die woord dankie. Dankie is so 'n ou klein woordjie, maar is dit 'n woord wat ons nog genoeg gebruik? Die woord dankie kom eintlik van die Nederlandse woord dank u wel af. So eintlik het dank u dankie geword. Weereens 'n klein woordjie, maar gebruik ons dit genoeg. So vanaand wil ek vra, is dankie sê nog deel van jou lewe of vergeet ons soms om dankie te sê? Ek lees in my voorbereiding vir hierdie preek 'n kort verhaal. En dit gaan oor 'n ou wat 'n bietjie gaan toer het en hy het in 'n sekere land ingekom. En hy en die toergids het die dag so 'n bietjie in hierdie land rondgeloop. En hulle kom toe op 'n plek waar daar twee strome water is. 'n Warm stroom en 'n koue stroom wat so langs mekaar verbyloop. En hy sien toe die vroue van die omgewing daar sit besig om wasgoed te was. Hulle was die wasgoed in die warm stroom en dan spoel hulle dit net so in die koue stroom af. En hierdie ou vra toe vir sy toergids, hierdie mense moet seker so dankbaar wees vir dit wat Moeder Natuur vir hulle doen. En die toergids kyk hom so en sê, nee meneer, hulle kla want Moeder Natuur gee nie die seep nie. En dit het my net laat dink weer eens aan ons eie lewe. Ons het soveel warm en koue strome wat om ons aan die gang is. Ons het soveel dinge om vir dankbaar te wees. Maar sien ons dit nog raak? Of kla ons ook dat daar nie genoeg seep gegee word nie? Hoeveel keer sê ons dankie vir dit wat ons het? En as ons bietjie gaan kyk na navorsing, is daar in ons lewe verskillende vlakke hoekom dankbaarheid belangrik is. En die eerste plek waar ek wil stil staan waar dankbaarheid belangrik is in ons geesteslewe. Hoekom is dit belangrik om in ons geestelike welstand dankbaar te wees? Wel, daar is 'n paar redes daarvoor. Die eerste rede is, as ons dankbaar is, hernie dit ons geloof in die Here. Dan herken ons dit wat die Here vir ons doen. Nog 'n rede is, dit bring vrede en vreugde in ons harte. As ons seëninge begin tel, as ons begin dankbaarheid betoon, dan kom ons agter ons het eintlik soveel om vir dankbaar te wees. En dan sien ons seëninge soveel meer raak. 'n Ander ding wat dankbaarheid doen is, dit bevorder nederigheid. Dit help ons om te onthou dat dit wat ons het, nie vanselfsprekend is nie. Dit help ons om te onthou dat dit wat ons het, van God afkom. Dat ander mense ons gehelp het om te kom waar ons is. Dankbaarheid is gelykstaande aan nederigheid. En laastens, dit verander bietjie ons perspektief op lyding ook. Om dankbaar te wees beteken nie dat daar nie swaar tye in ons lewe gaan wees nie. En dit beteken nie dat die swaar tye minder moeilik gaan wees nie. Maar dankbaarheid help ons om te onthou, om 'n ander gesindheid te hê. Om dankie te kan sê vir wat ons reeds het, en om te weet dat die Here met ons sal wees. 'n Volgende aspek waar dankbaarheid belangrik is in ons lewe, is in ons emosionele welstand. As ons dankbaar is, gaan dit bietjie beter met ons emosionele welstand. En hoekom? Wel, dankbaarheid verbeter ons gemoedstoestand. Dit help ons om bietjie van die negatiewe te vergeet en meer op die goeie te fokus. Navorsing sê selfs dat mense wat 'n dankbare hart het, minder stres en angs beleef.
Wanneer ons dankbaar is, sê die navorsing dat die produksie van stresshormone verminder en dat ons net bietjie rustiger kan wees. En laastens, as dit kom by emosionele welstand en dankbaarheid, gee dit vir ons groter veerkragtigheid. Dit help ons om moeilike tye beter te kan hanteer. En dan nog 'n laaste aspek van waar dankbaarheid in ons lewe belangrik is, in ons sosiale lewe. As ons dankbaar is, dan versterk dit ons verhoudings. Hoekom? Dit is mos soveel lekkerder om met iemand in 'n verhouding te wees wat dankbaar is vir dit wat jy vir hulle doen, en so ook van jouself. As jy dankbaar is vir dit wat ander vir jou doen, dan sal hulle ook dit raak sien en ook anders teen jou optree. Want weer eens, jy aanvaar nie net wat hulle doen vanselfsprekend nie. Dit help ons ook om groter empatie teenoor ander te kan hê. En soos jy kan sien, is daar vele redes hoekom dit belangrik is om dankbaar te wees. As ons vir 'n oomblik na die Bybel toe blaai, is daar 'n klomp tekste waarna ons toe kan verwys wat praat oor dankbaarheid. Byvoorbeeld, in 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18 lees ons: Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. In Filippense 4 vers 6 tot 7 lees ons: Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. In Kolossense 3 vers 17 lees ons: En wat julle ook al sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. En so is daar nog baie ander verse waarna mens kan gaan kyk. Maar gemeente, die kort en die lank is, ons moet dankbaar wees. Ons moet dankbaarheid elke dag kies, want om dankbaar te wees is 'n keuse. En weer eens op hierdie Pinkstersondag het ons soveel om voor dankbaar te wees. Ons kan vandag dankie sê dat die Heilige Gees vir ons gestuur is, dat ons nie alleen is nie. Dankbaarheid kan ons so baie help in ons lewe. Op pad wees in die lewe kan ons baie ver kom as ons dankbaar is. Ek wil graag afsluit met die volgende woorde. Dankbaarheid maak sin uit ons verlede. Dit bring vrede vir vandag en dit skep 'n visie vir môre. Amen. Terwyl jy net so bly sit, ontvang die seën van die Here en daarna gaan ek vir ons tyd gee vir stil gebed. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. En mag ons hierdie week dankbaar wees. Amen.